seun van God het nog geleef. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Goeiedag, ek groet u werklik in die naam van die Here Jesus Christus, waar ons weer vandag saam kuier en die Here die erkenning gee, waar ons mekaar werklik stig en bemoedig deur ons boeties en sissies in die Here se getuienis wat die Here vir hulle gedoen het. En kom ons bly bidend. In hierdie tyd wat ons lewe, is dit 'n tyd wat ons meer moet bid as ooit in ons lewe. My boeties, my sissies, ons moet mekaar werklik opdra in gebed. Ons kinders, ons skoonkinders, ons kleinkinders, die wat agterkleinkinders het. In hierdie tyd wat ons lewe, moet ons bidend bly. Ek wil vandag vir julle sê, kom geniet dit weer saam met ons, waar ons dan 'n medeboetie van my in die Here het, met die naam Christo Botha, waar die Here werklik ook 'n pad mee gestap het al in sy lewe, en waar die Here werklik ook vir hom deurgekom het, hom wonderbaarlik uit 'n siekbed uitgehaal het. So kom geniet dit saam met ons. Christo, baie dankie vir jou tyd, dankie dat jy saam met ons kuier. Vertel 'n bietjie vir die kykers, wie is Christo Botha? Mense, ja, ek is sommer nou in die diep kant ingegooi, maar als reg, kom ons begin daarmee. Ek het 'n besering opgetel, hele paar jaar gelede, maar net voor dit moet ek eers sê wat het gebeur. 'n Oom van my was in die weermag gewees in Bethlehem, Vrystaat. En hy is getroud met 'n vrou wat ook in die weermag was. Hulle is naderhand oorgeplaas Pretoria toe. En terwyl hulle in Pretoria was ek in Bouwejaanspoort gevangenis. En ek het 'n pyn in my rug begin kry. En ek is dokter toe, en die dokter sê, dis maar net 'n geskeurde rugspier. Het vir my medisynietjies gegee daarvoor en gesê ek moet maar gaan. En so 2 dae later het die pyn nou net ernstiger en ernstiger geraak. En ek is weer dokter toe, en toe hoor ek die mense sê dat hy is kleinserig, hy is te sleg om te werk. En ek het net daar opgestaan en geloop. En toe ek weer by my werkswinkel uitkom, toe kon ek omtrent meer loop nie, want ek het omtrent 500 meter wat ek moes terugloop met hierdie rug van my. En toe ek daar kom, toe vra 'n adjutant-offisier vir my, wat maak jy nou in die kantoor? Ek sê vir my adjutant, ek het baie pyn, en hulle sê vir my daar by die kliniek, ek is te sleg om te werk. Ek sê, nou sit ek maar hier, ek weet nie wat om te maak nie. Hy sê toe, dis hoekom die mense van die wêreld, die Here gebruik hulle ook, om dinge positief te doen vir ons. En die adjutant sê toe, jy gaan nou na die dokter toe, en sê vir hom, Gert Botha het jou gestuur. Kyk, as die man begin kwaad word, en hy vergeet range, en hy begin sy eie naam noem, dan moet jy weet, nou is Gert Botha kwaad. En ek strompel maar weer op daar na die dokter toe, en ek sê vir die dokter, ek wil nie hier wees nie, maar adjutant Botha sê ek moet kom. Maar toe ek vir hom sê, adjutant Botha sê ek moet kom, toe sê hy gaan sit daar. En toe ek daar sit, toe sê hy lê. En toe hy klaar is om sy mense te sien daar, toe sê hy vir my, kom saam. En ek is saam met hom in 'n Land Cruiser. Ek kan amper sê, ons het grondpaaie gery na plotte toe. Ons het so van een hobbel na die ander hobbel toe gespring. Ek het amper dood gegaan van die pyn. Daar het ek my bewussyn verloor. Ek weet nie wat verder met my aangegaan het nie. Nou praat ek maar van mense wat mense gesê het, ek was nie meer daar nie. Nie tannie vir my wat met my oom getroud was en toe oorgeplaas is Pretoria toe. Glo dit, sy het al die dokters in die land se name gehad en sy het hulle opgeroep vir 'n 3 maande kampe in die weermag. Met ander woorde, sy is seker die vrou wat die meeste dokters in die land geken het. En sy bel 'n spesialis en sê vir hom, hoor hierso, my klein neef het die probleem, en sy ken nie mediese benamings en so aan, en ek wil hê jy moet hom help. Sy vra, of hy vra vir, waar is hy nou? Sy sê toe ek is in die Astra kliniek in Pretoria, hy sê toe vir stuur hom na die ander hospitaal toe, hy noem my naam daar.
Daai dinge het ek niks van geweet nie. Hulle het my toe oorgevat na die ander hospitaal toe, en daar is 'n noodoperasie op my uitgevoer. Iewerster in die dag of die nag. En ek het omtrent 'n week, 2 weke later, het ek my bewussyn herwin en ek daar gelê. En toe ek so klein bietjie myself kon kry en ek, nou weet ek waar is, ek 'n bietjie vrae gevra, wat is hier in die gang? Toe sê hulle vir my, ek is in die hospitaal, ek het 'n rugbesering opgetel, dis 'n abses wat in my rug was. Hulle het 'n fisioterapeut op my rug gesit, en die abses het gebars as gevolg van die fisioterapeut. En dit is daar wat die spesialist my toe gekry het in die ander hospitaal en het 'n noodoperasie uitgevoer iewerster in die nag. En hy het die abses uitgesny in my rug. Die abses het teen daai tyd om my hart, lewer, niere aangetast. Ek het breinvliesontsteking gehad. Ek verstaan, dis wat die mense sê, hulle moes my bloed 'n hele paar keer drein van die abses wat in my bloed ingegaan het en sovoorts. En ek het daar op my rug gelê. Ek het hulle naderhand gevra, mense, ek wil julle 'n paar dinge vra. Dit is nou die verpleegsterspersoneel wat daar is. En ek sê vir hulle, hoekom staan net so wit lappie oor my gewees? Hulle sê mense wat intensief lê, het maar net so wit lappie oor hulle. Hulle is gewoonlik uitgetrek. Ek sê, maar nou het ek so, dis hoe ek het ken daai tyd. Ek het damme in my mond gehad, hoekom sit julle so iets in my mond? En toe lag hulle nou daaroor, toe sê hulle nie, sê jy damme nie, dis 'n ding om jou mond te kom, jou tong plat te druk, so jy kan asemhaal. Sê, goed, nou verstaan ek ook meer dinge wat ek niks van weet in 'n hospitaal. En ek sê toe vir hulle, ek lê in 'n enkelkamer, wat maak ek in 'n enkelkamer? Weet jy, ek is darme mense, kan 'n gesprek voer met iemand anders. Hulle sê, gister kon jy nie 'n gesprek voer nie. Ons het gewag, dat jou asem het uitblaas. Dit is hoekom ons vat jou na 'n enkelkamer toe, dat jy nie mense wat saam met jou lê ontstig nie. So ons het maar gewag, lê dood en tree en dan is alles verby. Die dokter sê vir my, hy weet nie wat het gebeur nie, jy leef, ek het net my kant gebring. Maar nou ja, jy is nou daar. Hy sê, dit is 'n wonderwerk, jy kan net regkom. Ek sê, dankie dokter. So. En hy het toe naderhand vir my gesê, ek kan na my ouers toe gaan, in Messina, dis 500 km van Pretoria af, maar hy kan nie eens toelaat dat ek met die ambulans af gaan soontoe nie. As ek kan afvlieg soontoe, dit is seker onmoontlik vir hulle, om my te laat vlieg daai kant toe. Sê ek, nie is reg. En ek het my ouers laat weet in Messina, en hulle toe op hulle eie aangegaan daar, so in die volgende toe, bel die oom en tannie vir my, wat in Pretoria bly, toe sê hulle vir my, daar is hulp vir jou. Die eienaar van die kopermyn in Messina, het 'n leerjeit, en hulle het nou van Engeland afgekom, en hulle gaan nou met hierdie leerjeit oorvlieg Messina. Van waar af? Van Pretoria af. Van Lanseria in Pretoria, gaan ons in Messina toe vlieg, en dit sal die volgende dag gebeur. Sê vir die dokter, ek kan met 'n leerjeit af van Messina toe. Hy sê, wel, jy kan dit maar wag. My tannie het my kom kry, sy het my gehelp leerjeit toe, op haar leerjeit geklim, 3 kwartier sit ons in Messina. Maar hulle het my daar geweeg, toe ek nou sterk genoeg is, kan nou staan, hulle het my afgehelp van die bed af, en gesê, staan nou net op die skarel, kan kyk, wat weeg jy. Ek was oor die 80 kilogram gewees. Ek was 'n gimnas gewees. Ons het elke dag 4 ure lang geoefen, vir 4 dae 'n week. Met ander woorde, ek het so 'n bietjie krag gehad, ek het alles gehad wat die jong man nodig gehad het op daai tyd. En ek het geval van my gewig na 38 kilogram toe. My bene was so dik as my arms.
En dan het my nog maar gehelp, ek is nog maar weg soontoe. En ek was so 2-3 maande by my ouers gewees in Messina. Daar het ek nou aangesterk, is 'n bietjie beter geraak en gelukkig kon ek toen met 'n kar terugkom Pretoria toe. En toe ek in Pretoria kom, toe sit ek maar terug na my werk toe en daar het ek omtrent nog vir 3 maande gesit, want ek kon nie loop nie. Ek het net so sny in my rug gehad. Hulle het net 4 steke in hom gehad en 4 sulke gate in my rug gehad wat hulle verbande ingedruk het om die absces so skoon as moontlik te hou. Maar ek het reggekom, op my tyd reggekom, en daar's nou goeie dinge, die Here weet wat met jou gebeur, sodat jy kan regtig werklik regkom, met jou geloof kan reg wees. Daar het 'n man na my toe gekom en het vir my gesê, jy is jonk, maar jy is oud, jou tyd is verby. En dit is die beste ding om vir my te sê. En ek het vir daai man gesê, ons sal sien. Ons sal sien. En ek het die jare in die begin gewees, en toe die rugby begin het, toe sê ek vir hulle, ek wil rugby speel. Hulle het vir my gelag op die veld. Wie regtig terugkom rugby toe, sê ek gaan terugkom rugby toe, rugby sal my nie doodmaak nie. Hulle het my daar in die 4 span op vleuel gesit, want hulle het gesê, 'n bal kom nooit by 'n vleuel uit in die 4 span nie. So met maak nie saak nie, ek is op die rugbyveld gewees, al het ek nie die bal gesien nie, maar ek was op die rugbyveld gewees, want ek het gesê ek sal teruggaan. En so het die dinge aangegaan. Die volgende jaar, jy moet ook maar sê, dis nie ek wat dit reg en dis die Here wat sulke dinge doen met 'n mens. Speel ek 'n paar wedstryde vir Mpumalanga. Nie waar nie, ek nie veel bly speel en net van mense weghardloop nie. Ek het hakker gaan speel, daar waar jy elke keer in die ander mense instamp en 'n harde tyd het daar voor in die skrams. Daar het ek gespeel. En my rug het alles gevat. Ek kon regkom. En toe ek nou te oud raak vir die rugby, toe gaan die rugby verby, toe begin ek saam vriende van my, begin ek saam hulle marathons hardloop. En so 'n paar jaar later, toe was ek in 'n ongeluk gewees. Dit is 'n ander ene wat ek ook kan vertel, dat hulle my been op 5 plekke afgery. En hulle wou my been afsit, maar dit is nou daar gelaat. Voor daai beenbreek het ek oor die 400 marathons afgelê. Dit is, jy is jonk, maar jy is oud, jou tyd is verby. Ek het 400 marathons klaargemaak, waardeur 50 marathons seker ultramarathons was. Ek het teruggekom normaal toe, die Here het my laat kom normaal toe, hy het nie vir my iets vreesliks gemaak nie, maar die feit dat ek teruggekom het normaal toe, kan jy net vir die Here dankie sê, as ek op my eie moes aangegaan het, en op my eie probeer het normaal toe kom, het jy nou my nooit geken nie, ek sal deur die tyd al in die ewigheid ingewees het. Christus, sê gou vir my, ander ding, jy het sekere goed ervaar, tydens jy was vir hoe lank in 'n koma? Ek was vir 3 weke in 'n koma. Iemand het my so agter my nek gevat, en ek het so van die dak af op myself afgekyk. Ek kon nie links of regs kyk nie, ek kon net so op myself kyk. En ek het net so gekyk, en dit is waar ek my gesien het, waar ek het vir die hospitaalpersoneel gevra het. Ek lê net met daai lappie oor my. Ek het 'n dammie in my mond, en ek lê in 'n enkelkamer. Dis mos vervelig, ek is 'n jong man. Ek soek mense om my, ek wil lewe. Maar daar is ek nou, dis doodstil gewees, ek het myself net sien lê. Daai dokter en daai personeel het gesê, hoe weet jy dit? Seker ek het julle gesien. Ek het julle so uit die hoek van die kamer, het ek so op ons afgekyk. Sê ek het alles gesien gebeur. Ek het gesien hoe praat julle met mekaar. Ek het nou so 'n bietjie, ek weet nie wat julle gepraat het nie, maar ek het gesien julle praat met mekaar. Is julle toe gewees en die dokter wat my gewerk het. Hoe oud was jy toe dit gebeur het? Ek was 20 gewees. En hoe lank was dit voordat jy werklik toe weer begin wou gaan rugby speel het? En ek glo dit was vir baie mediese dokters gesê. Dit was 5 maande later,
Die rugby seisoen nou begin, ons moes begin hardloop om fiks te word, die rugby gaan begin, ons moet regkom. Nou ek het probeer saam hardloop, ek het baie geloop, ek was baie sleg, maar ek het elke dag het ek so bietjie beter, as ek iets beter gedoen het, die dag toe ek van die een doellyn na die ander doellyn kon gedraf het, ja, dit is 'n mikpunt gewees wat ek kon bereik het na die tyd. En hoeveel, as ek mag vra, hoe lank het jy gevat dat jy weer op jou normale gewig sou kom? Dit het my 2 jaar daarna gevat, toe ek weer regkom met die rugby en kragoefeninge begin doen het. Toe het ek gaan draai op 102 kilogram. Ek het van 38, 102 toe gegaan, en ek was nie vet gewees nie, ek het spiere gehad, ek kon 'n hele 80 minute wedstryd speel, sonder om enige probleme op te tel. Het jy ooit enige van hierdie dokters agterna weer gesien, nadat jy begin rugby speel het en goed? Die dokter het afgetree. Ek het hom gesien, Daan de Klerk is sy naam gewees. En dit is een van die mense wat my moed ingepraat het. As hy na die kamer gekom het, ek kon net toe my rug lê, ek kon niks anders doen. En as hy my kom Botha, draai op jou pens en kyk hoe lyk jy. Terwyl hy self geweet het, ek kan nie. En dan lag hy vir my, omdat ek nie op my pens kan draai nie. En dan help hy my om, en draai ek nou maar om, en dan kyk hy na die sny wat hy my gegee het, en dan sê hy vir my, jy kan net regkom. Hy sê, dit wat met jou gebeur het, nou dit is die specialist wat op my gewerk. Hy sê, dit wat jou oorgekom het, en jy haal nou so asem, jy praat so met my, hy sê, jy kan net regkom. En hy werklik ook 'n verhouding met die Here gehad? Ek weet nie, maar soos hy gepraat het, moes hy 'n verhouding gehad het. Hy moes 'n verhouding gehad het, hy het nou net bietjie professioneel met my geweet, tot ek begin 'n mens word, dit kan ek nou maar weer sê. En daar het hy met my begin spot. Hy het vir my gesê, kom draai op my pensioen. Ek dink het is seker maar dele van, hy het 'n stryd gehad wat hy ook gewen het. Nou ons het albei 'n stryd gehad, ongelukkig moes ek aan die ander kant wees, en hy moes my lewe red. Ek gaan hom nog kontak, ek het hom gekry op WhatsApp, hy is nou afgetree, ek gaan hom kontak en ek gaan hom net vertel, dit wat hy daai tyd gedoen het, dit het gewerk. Ek dink 'n mens moet mense vertel, wat positiewe dinge gedoen het. Nou wil ek jou 'n ander ding vra wat jy met ons kan deel, en dit is, jy het op 'n stadium in jou lewe, het jy epileptiese aanvalle begin kry. Ja. En jy's heidaglik nou op medikasie daarvoor. Ja. Wanneer het dit begin? Nee, dit is nie rugby speel daar. Ek het rugby gespeel. Ag, en ek wil nie begin so nie. Maar ander manne, is groot manne, ek is my kleinste in die span altyd gewees. En 'n groot man het my geslaan. En ek het my self op die paviljoen gekry. Sê ek vir hulle, wat het gebeur? Wat soek ek hier? Dis hulle, nee, hy het jou uitgeslaan. Jy het nou wakker geword, jy het jouself nou begin kry. Maar hierdie oog van my was toe gewees, en soos wat 'n laag gevoel op my wangbeen was gebreek gewees. En daar het die dinge toe beginne, en beginne meer raak en meer raak. Ander kere het ek haar langs die veld gesit, sê ek vir hulle, wat het nou gebeur? Dan sê hulle vir my, nee, niks. Jy was daar op die veld, jy was dronk gewees. Toe help ons jou maar van die veld af. Sê ek weet nie daarvan nie. Hulle sê nie, iemand my so geslaan het. Voel ek, jy kan my nie hier uitslaan nie. Maar jy het my seker hier in die gesig geslaan, voel ek oralster. Sê ek, nee, hier is nie 'n pyn of 'n kneusplek in my gesig nie. Sê ek weet nie daarvan nie. En naderhand toe kom hulle agter, iets anderstes met die manne nie gaan. En die rugby het verbygegaan, en het begin marathons hardloop, en toe ek naderhand as ek hardloop, en ek kry myself weer, en sien ek my vriende, ons het altyd in 'n groep saam gehardloop, sien ek my vriende is weg van my af. En dan onthou ek net iets, en sê ek, wag 'n bietjie, iets het my gebeur, ek was te mekaar, ek was dronk. En dan besluit ek vir myself, my vriende moet vooruit gewees het. En dan sit ek 'n bietjie spoed en ek hardloop vinniger, en dan sien ek, daar is my vriende daarvoor. Hardloop ek hulle in.
Dan vra van die manne vir my, wat het jou oorgekom? Sê ek nie, ek weet nie. Ek sê maar moenie oor en ek is hier. Wanneer het jy by 'n dokter uitgekom dat hulle jou begin medikasie gegee daarvoor? Ek het by Sasol gewerk en mense my daar gekry, hulle het my gevra, hoekom drink jy op diens? Sê ek, nee mense, asseblief, ek drink glad nie. Ek ken nie drank nie, man. Ek weet nie wat is drank nie. My familie drink nie. Ek weet nie wat dit is nie. Jy kan vir my gee wat jy wil, ek drink nie. Ek drink nie, ek het nie belangstelling in goed nie. Sê nou wel, jy loop daar by die werk rond, lyk of jy goed gedrink is. Sê ek, nee. Slaat my dood, ek drink nie. En naderhand het hulle my seker maar gekry toe ek nou weer volgens hulle dronk was en hulle het my medische stasie toegevat. Die dokter het dit daar gediagnoseer. Toe sê hy, hierdie man het 'n epileptiese aanval gehad. Hoe lank het jy het gehad voor dit gediagnoseer is? Seker so 5 jaar. So ek sê, ek het daai tyd nog marathons gehardloop en ek is in die oggende 6 uur tree ek aan vir 'n marathon. En die week het ek lang afstande in die middag geoefen. En agter die stuurwiel het jy toe nog nie gekry op baie stadium nie. Ek kan my nie voorstel dat ek so iets gekry het nie. Agter die stuurwiel nie. Ek het net een keer in Pretoria, toe ek myself gekry, toe ek my bakkie gery, en toe ek net so aan die kant, 'n kar net so gestamp, ek was nie my baan nie, ek het na sy baan toe gegaan. En daarvan het toe niks gekom nie. Ek het net gewonder, hoe het ek nou oor 'n baan gery? Ek bly al lank al in Pretoria, ek weet wat die verkeer daar, ek ken die verkeer, ek weet hoe om te ry daar. En dit is toe wat my gebeur het. Maar toe die versekering het teruggekom na my toe nie niks, ek het my bakkie reggemaak en nooit weer gehoor van die ander mense nie. Nou, dit is iets wat my laat dink het, dit moes 'n aanval gewees het. En een aand, ek was hier by die Checkers sentrum gewees, en ek het nog met mense wat karre oppas gepraat daar, en vir hulle gesê, ek sien julle Sondag by die kerk, ons het lekker gesels en te kere gegaan. Ek sê julle hier, kom optel, Sondagoggend, dan gaan julle saam met kerk, en weet julle waar is die kerk. Toe sê hulle nie is reg, julle sal het so maak. En toe ry ek huis toe. En toe ek huis toe ry, kry ek myself, toe staan ek langs die kar. Toe het ek in 'n betonmuur vasgery. Ek het my kar afgeskryf, oor die R200 skade gehad. Oor die 200? R200.000 wou sê. Jammer, oor die R200.000 skade gehad het. En my vrou daar uitgekom, dogter het uitgekom, die mense wie sy huis het was, is baie kwaad, want 'n dronkman het met die kar in hulle betonmure vasgery. En toe my vrou nou daar staan en sy hoor dit, sê sy vir hulle, baie kwaad vir hulle gewees, en sê, my man drink glad nie. Dis nie dronkenskap nie. En nou wil sy nie vir hulle sê, het epilepsie aanval gekry nie. Ons het daar stil gehou, en daar het 'n ambulans aangekom, en die ambulans geklim, hulle het saam met my hospitaal toe gery, en hulle toets op my gedoen daar, toe sê hulle, dit was 'n epileptiese aanval. Christo, en ons bly bid, dat die Here vir jou werklik sal ten volle genees oor hierdie epileptiese aanvalle ook, en ons vertrou die Here, ons staan op sy woord, die Here sê so duidelik, ons tyd het nou opgeraak, maar die Here sê so duidelik, dat ons moenie ophou om te herinner aan sy beloftes nie. Ja. En ons spreek dit oor jou uit, dat die Here vir jou uit breinvliesontsteking, met daai rugoperasie wat jy gehad het, wat jy werklik wonderwerk plaasgevind het met die breinvliesontsteking, die rugoperasie, al die goed wat saamgeloop het, is dit 'n wonderwerk. Baie mense gaan nie eers deur maak dit nie eers deur 'n breinvliesontsteking nie. Jy weet, soveel mense sterf as gevolg daarvan. Maar ek wil vir jou sê dankie. Dankie dat jy vir ons kom vertel het, en dat ons weet, die Here is daar om ons te versterk. Die Here is daar om ons te genees. En ons kan die Here bly vertrou vir genesing, want hy sê, deur sy wonde het ons genesing ontvang. Nie miskien nie, through his stripes we are healed. Yes. En ons moet dit vat. Ons vat daai woord van die Here,
vir onsself, en ek wil vir elke kyker daar buite sê, maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie. God se wil sal geskied. En daarom het ons die voorreg om in die naam van Jesus Christus, in die autoriteit, hy het gesê duidelik, hy het gesê ons sal groter dinge doen as wat hy gedoen het. Vir ons as mens lyk dit so onmoontlik, maar in die naam van die Here Jesus Christus sal ons dit regkry. Ek wil vir u sê baie dankie vir die saamkuier. Ek wil vir Christo sê baie dankie dat hy met ons kom deel het, dat die Here vir hom opgetel het en dat die Here hom genees het. En ons spreek ook ten volle genesing oor hierdie epileptiese aanvalle wat hy heiliglik nog kry. Ons weet die Here gaan hom verlos en ten volle genees daarvan. Ek wil u groet tot 'n volgende keer. Totsiens. Ek gaan afsluit met 'n gebed. Baie dankie julle. Liewe Vader, baie dankie dat ons vanmôre weer net vir u die erkenning kan gee. Here, dat ons u kan loof en dat ons u kan prys en dat ons u kan aanbid. Here, aan u toe kom die lof, die eer en die heerlikheid. Want Vader, dit is in tye soos die wanneer ons so luister, Here, waar 'n jong man deur hierdie tyd, deur hierdie periode in sy lewe gegaan het, maar dat hy nie opgehou het om aan u te glo nie opgehou het om te getuig dat u vir hom deurgekom het. Verskoon tog. Here, baie dankie dat ons ook elke persoon daar buite onder die bloed van Jesus kan pleit, en dat ons kan bid, Here, dat u die engele sal opdrag gee om vir die paaie vir ons vooruit te gaan berei, Here. Here, ek bid ook so dat u elke kyker wat hier na kyk, Here, sal bemoedig en dat u vir hulle sal die geloof gee om hierdie pad te stap saam met u. En ons eer u daarvoor. Here, seën ons kykers in Jesus naam. Amen. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat u regeer. Sien van God.